So vanmôre wil ek praat oor, is ek genoeg of is ek nie goed genoeg nie? Want ek ondervind in die kerk en by mense dat ons is nie goed genoeg nie. Mense voel hulle is nie genoeg nie, want jy's gelabel. Of mense sien nie raak wat jy doen nie. Is daar enige iemand wat so voel in die kerk? Enige iemand? As baie wat so voel. Jy moet nou eerlik wees vanmôre. Maar vanmôre se woord gaan bietjie hard praat en jy gaan dit moet vat en jy gaan dit moet maak wat jy goed dink vanmôre. Maar een ding is seker, ek is nie hier om mense se aansien te kry nie. Ek is hier om voor God te staan en om diensbaar te bly vir die Here. Ongeag wat ander sê, I'm still here called by God only to do His work. Dis al wat ek moet doen. My calling is om net te doen wat hy my voor geroep het. Of mense van my gaan hou of nie. Of mense vir jou gaan lief wees en jou gaan prys of nie. Ek wil afskop om te sê vanmôre, wanneer jy mense het wat iets vir jou doen en hulle doen iets nie reg nie, dan kyk, dan breek ons hulle mos uit mekaar, ons skeep, dit is nie wat die Here wil hê nie. Jy sê hoe jy voel en stel die saak reg. Maar ons moet ook mense prys vir wat hulle doen. Kan ons net 'n amen in hierdie huis kry? Prys 'n bietjie mense vir wat hulle doen. Sien raak wat hulle doen. Mevrou, sien raak hoe hard jou man werk. Meneer, sien raak die kos en die moeite wat jou vrou vir jou doen om op die tafel te sit. So jou Bybel in 1 Samuel 16 vers 7 is my hooftema of my hoofvers vanmôre. 1 Samuel 16:7 sê, maar die Here sê vir Samuel, kyk nie na sy voorkoms en sy hoë gestalte nie. Moenie na die pastoor se pysies kyk en sy grys hare en sy een blou oog en 'n ander groen oog nie. Jy moenie dit doen nie. Alright, en dan sê hy, kyk nie na sy voorkoms en sy hoë gestalte nie, want ek ag hom te gering, sê die Here vir Samuel. Hy sê, want nie wat die mens sien, sien God nie. Want die mens sien aan wat voor oë is, maar die Here sien die hart aan. Kan ons 'n hande klap vir die Here gee? Kom aan. Kom aan. Die Here gaan nie kyk na hoe jy lyk nie, hy het jou klaar geskape. Hy gaan eers kyk wat se mooi hakskoene en cowboy boots het jy aan en hoe lyk jy nie. Hy gaan kyk na jou hart. Hy gaan nie kyk na jou das wat jy vanmôre aan het nie. Hy gaan nie kyk na wat se tipe hemp het jy aan en die duur horlosie nie. Hy gaan nie kyk na jou voorkoms nie, hy kyk na jou hart. En ek tel op dat baie in die kerke en selfs in hierdie kerk is baie mense wat voel ek is nie goed genoeg nie. Jy voel nie jy is menswaardig genoeg nie, jy het nie menswaardigheid nie, jy voel net nie genoeg vir niemand nie. Psalm 8 vers 5, mag jy jou Bybel saam met my oop, Psalm 8 vers 5 asseblief. Psalm hoofstuk 8 vers 5. Kan iemand in die kerk sê amen? Of net prys die Here asseblief. Psalm hoofstuk 8 vers 5. Wat is die mens dat u aan hom dink en die mens se kind dat u hom besoek? Het enige iemand al 'n besoek van die Here gekry? Steek op jou hand. Net 5 in die kerk. So die res lieg. Want Openbaring 3:20 sê ek staan by die deur van die hart en ek klop en as iemand my stem hoor sal ek wat? So iewers moes die Here al by iemand gestop het en geklop het want hy het jou besoek. En dan sê die mense, maar die Here besoek my nie, jy sit in 'n diens en die Here praat met jou, maar jy maak jou hart oop nie, want jy voel waar is die Here? Die Here is nog steeds hier. Die Here is nog steeds in beheer. Kan ons amen kry? Sê bietjie vir die langs jou, sê jaloesie. Uit by die deur. Ja, nou gaan pastoor warm praat vanmôre. Jaloesie is een van die grootste wapens van Satan, wat jou menswaardigheid van jou wegvat. 1 Korintiërs 13 sê die Here, ons mag nie jaloers word nie. Weet jy hoekom groei mense nie? Want hulle wil hê wat ander het. Hulle wil doen wat ander doen. Hulle wil praat soos ander praat. Kyk hierso, ek wil sing soos Elvis gesing het. Ek wil my gitaar speel soos wie? Soos Nico. Ek kan nie Nico wees nie.
Ekskuus Nico, hoor. Waar pas ek in die kerk, pastoor? Waar pas ek by die werk, pastoor? Waar pas ek in my familie? Waar pas ek in my vriende? As kind is ons geleer, daar is altyd iemand beter as ek. Het julle dit gehoor al? Ek het daai woorde al baie gesê. Ek het altyd gesê, oralste waar ek bedien het, daar's altyd een wat beter gitaar speel as ek. Daar's altyd een wat beter as ek sing. En weet jy wat? Ek is bly. Ek is nie in 'n kompetisie nie, ek is in 'n calling. Ek wil hê jy moet baie mooi hoor wat ek sê. Jy gaan iemand hê wat baie slim is in die bank. En hy's dalk 'n bankbestuurder en hy's slimmer as jy dalk want hy snap iets vinniger. Dit maak hom nie beter nie. Jou werk is net so goed soos sy werk en jou syfers balanseer soos sy syfers. Hoor gou wat pastoor probeer sê. Daar's altyd een wat beter is as ek. As jy wil kompeteer oor iemand wat beter as jy is, gaan jy jou stryd en jou roeping verloor in die lewe. Jy is, wie God jou geskaap het om te wees. Wees dankbaar wie jy is en gee 'n lofoffer aan die Here, want God het jou geskaap na sy beeld. Jy is meer as genoeg. Jy wonder, word ek raak gesien? Sjoe. Hierdie gaan 'n harde een wees. Miskien is ek 'n harde mens, ek weet nie, maar die Here moet my help as ek verkeerd is. Ek gee nie om of mense my raak sien of nie. Ek is nie hier om gesien te word of gehoor te word nie. Ek is hier om te sê, so sê die Here. En dis al wat saak maak. As die Here jou gesit het daar tussen die implemente, is jy tussen die implemente, want hy het gesê, ek het jou gesit tussen implemente om my werk te doen, verkondig die evangelie tydelik en ontydig, en laat mense hoor wat die Here sê. En dan kom jy en jy sê, Here, sien U my raak? Het julle sulke vrae, Here, sien U my nog? Die feit dat jy asemhaal vanmôre, het God jou reeds raak gesien, want sy genade is genoeg oor jou om nog vandag op te staan, kerk toe te kom en God te dien in gees en in waarheid. Ek wil vir iemand in die kerk sê, as jy sê God sien my nie meer raak nie, gaan in jou binnekamer en gaan luister mooi na wat die Here se woord sê. God sien jou dag en nag, vroeg in die môre tot laat in die aand. Daar gaan nie 'n dag verbygaan wat God jou nie sien nie. Daar gaan nie 'n dag verbygaan wat God nie weet van jou nie. Kan ek vir iemand iets sê? Elke dag klop hy aan die deur van my hart, want hy wil 'n woning binnekant my hê. Hy woon al vir baie jare in my lewe, maar ek soek 'n vars woning. Ek soek sy naam moet soos heuning op my lippe wees. Ek wil hom loof en prys. Ek wil dans voor die Here. Ek wil sy naam groot maak, want hy's lief vir my. Hier is iets wat my pla in die kerk. Jy by die werk, sien jy my raak? Daar sien julle my raak? Kerk, sien jy my raak? Soek ek die guns van die mens of soek ek die guns van God? Vanmôre gaan ek hard praat en ek kom nie om iemand aan te vat in die kerk nie. Maar ek bid al 2 weke lank hieroor, want ek sien dit vir 7 tot 8 maande, selfs binne in hierdie kerk. En vandag gaan ons die lyn trek hierso, jaloesie en minderwaardigheid uit by die deur. Uit by die deur. Ek is nie hier om te soek en te kyk hoe oulik is jy nie. My werk en my roeping as 'n prediker is. My vrou herinner dit vir my baie kere. Dan sê sy, Engel, jy is geroep om die woord van die evangelie te dra en te verkondig. Jy's nie geroep om die lewe vir iemand te leef nie. Elkeen leef met 'n keuse. Wil ek vir Jesus lewe of wil ek nie vir Jesus lewe nie? Soek ek die guns van die mens of soek ek die guns van God? En hierdie wil ek met jou deel vanmôre. Jy vra, wat is my talente? Wat is jou talente? Is daar enige iemand in die kerk wat vir my sy talent kan sê? Kom aan, ek maak die vloer oop vanmôre. Enige iemand wat vir my wil sê, wat is jou talent? Johan, jy kan skilder. Jy kan skilder. Enige iemand wat 'n ander talent het, party jag kaskarre. Dis nie 'n talent nie, dis oorweldigend. Kom aan. Is daar enige iemand in die kerk wat vir my kan sê, wat is jou gawes? Gawes, sing, gawe, is daar enige iemand wat weet wat sing is 'n talent? Wat is 'n gawe? Enige iemand wat 'n gawe het van die Heilige Gees?
Spreek in tale, kan julle nie lekker hoor nie. Onderskeiding van die gees. Okay. So daar's net 7 wat saamwerk in die kerk. My wiskunde wys my oë 3, maar my kop sê vir my 7. So nou gaan ons mooi saamwerk. Dis hartseer wanneer 'n prediker voor staan en mense weet nie wat hulle talent of hulle gawe is. Nie voor jy gaan onderskeid tref, dat die Heilige Gees jou wys wat jou talent en jou gawe is nie. Hoe wil jy hê moet die Here jou plant in 'n posisie? Maar ons soek die guns van mense en nie van God nie. Een man het eendag vir 'n prediker gesê, ek staan in die geselskap, hy sê, weet jy wat is baie sleg? Julle sien nie my my kind raak in die musiek nie. Was nie vir my nie, ek was daai tyd nog 'n leerprediker. Hy sê, julle sien nie my kind raak in die musiek nie. Hy sê vir die pastoor, hy sê, weet jy wat, ek betaal elke maand die meeste geld in hierdie kerk, en hy sit nogal op die kerkraad. Maar jou mense, kyk hoe hanteer hulle my kind. Maar dit was nie sy kind se talent om te sing nie. Ons wil mekaar inkoop en uitkoop en dink, dis nie wat God soek nie. Jy koop niks by my in en uit nie. Jy kan nie gekoop word nie. Jesus het klaar die prys vir jou betaal. Ek kan nie 'n sanger wees nie, maar ek kan iets anders te wees. Wat kan ek wees? 'n usher? Kan ek 'n voorbidder word? Ek gee net voorbeelde vanmôre. Jy sien, ons wil gesien word. En wat wil jy gesien word? In mense in verkeerde plekke en areas of voor God? Wat wil God vir jou hê? Die vraag is, wie is jy in Christus? Kom ek draai die vraag vanmôre. Ken jy jou identiteit? Want iemand wat identiteit in Christus het, gaan nie worry oor of iemand my sien of nie sien. Kom, die boodskap gaan warm word. Mense het jaloesie oor die een wat dit doen en beter doen. Almal op posisies vir hulle self hou. Waar is God se wil in die liggaam van die kerk? Een vrou kom eendag kerk toe, sy kom en ons loop 'n pad, ons ry uit, ons gaan besoek haar, ons bedien haar, ons werk saam met haar. Net om agter te kom, sy wil eintlik net in die musiek ingekom het. Ek sê, okay, sê jy vir my, waar wil jy in die musiek? Daar's net soveel plek. Waar wil jy in die musiek? Haar woorde aan my op 'n WhatsApp was, pastoor, ek bedank die kerk, want ek hoort in musiek. Maar haar lewe getuig dit nie. Uit die kerk kyk na 'n ander kerk toe, want by daai kerk is voorsangers en daar staan 'n klavier in die hoek. En net agterna laat weet 'n man my vra, kom hierdie vrou van julle af, want dit is maar bietjie chaoties. Jy sien, mense soek guns en wil die Here dien net om in posisies te staan. As dit is hoe jy redeneer jy verkeerd. Jy moet by God gaan hoor, luister wat pastoor sê, almal het 'n calling. Wat is jou calling? Ek kan nie, luister. Ek moet nie weld om my lewe te red nie. Ek is nie, dit lyk soos 'n vinkie en 'n mossie en een of ander torteldui wat gesit het. Ek kan nie. Sien my werkie. Maar ek wil nou wat noem jy hulle? 'n welder, wat noem jy hulle? 'n boilermaker word. Hoor gaan wat pastoor probeer sê. Ek wil nou 'n popstar word, maar ek dra nie eens 'n oorbel nie, ek het nie eens 'n piesang tattoo op my gesig nie, en my hare staan nie, ek wil 'n popstar word. Hoor gaan wat ek probeer sê. En dan gaan doen ons nou die goeders, net om soos die wêreld te lyk, want ons het die aansien van mense. Ons wil hoor wat wil mense vir ons sê. Kan ek vir jou ietsie sê? Die beste om te hoor wat mense vir jou sê is, dra die vrug van die bekering en laat God die laaste sê. Dan het jy meer vrede in jou hart as wat mense oor jou kan sê. En hier's 'n ander ding is, wat is jou identiteit? Ken jy in wie jou identiteit is? Galasiërs 1 praat van onstandvastigheid. Party mense is soos die wisselkoers, baie wisselvallig. Een oomblik gaan die koers op, ander oomblik koers hulle af. Een oomblik is ons gelyk, ander oomblik breek ons glad nie gelyk nie, ons is meer aan die loskant as aan die oorwinningkant. Kom aan. Paulus verdedig hierdie goddelike gesag van die apostels en sy eie leiers. Ek wil 'n bietjie met julle praat, kan iemand weer gedoop word? Ek wil julle iets wys in die woord van die Here, waar die apostels 'n herdoop gehad het. Dit staan in die woord van die Here. Toe ek dit vind, yes, dit het my,
Dit het my, hier binnekant, ek gaan kom praat daaroor, ek is opgemaak, dis in die Bybelstudie, julle moet inlog, het gaan in die Bybelstudie kom. Hier is wat gebeur. Dinge pla vir Paulus. Julle moet mooi luister wat ek gaan sê, kerk, luister. Maak jou Bybel op Galasiërs 1 saam met my. Ek het jare terug gepraat, 2 jaar terug oor hierdie vers. Of hierdie hoofstuk, maar die Here breek iets oop vir my. Galasiërs hoofstuk 1 vers 6 tot vers 10. Ek verwonder my dat julle so gou afvallig word, omdat julle deur genade van Christus geroep het, na 'n ander evangelie toe. Me, myself and I, en 'n ander tipe Jesus as die Jesus van ons, want as ek Jesus in my het, en ek het die vrugte van die Gees, gaan ek nie worry wat die wêreld sê nie. En dan kom hy en hy sê, terwyl daar geen ander is nie, behalwe dat daar sommige mense is wat julle in die war bring, en die evangelie van Christus wil verdraai. Maar al sou ons, of 'n engel uit die hemel julle evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. Soos ons van tevore gesê het, sê ek ook nou weer, as iemand julle 'n evangelie verkondig in stryd met die wat julle ontvang het, laat hom 'n vervloeking wees. Soek ek dan nou die guns van die pastoor, die kerkraad, die kinderkerk, die tieners? Soek ek die guns van die CEO van die maatskappy? Soek ek die guns van die area bestuurder of die DGM of die DCM? Soek ek die guns van een of ander skofbaas of myn kaptein? Of soek ek die guns van God? Of probeer ek om mense te behaag? As ek nog mense behaag, dan sou ek nie 'n diensknegt van Christus wees nie. Kan ons 'n hande klap vir die Here gee? Paulus sê in vers 11, die evangelie wat hy verkondig is nie volgens 'n mens nie, maar die wil van God. Wat wil ek vir jou sê vanmôre? Jou bediening, jou werksberoep, jou huwelikstatus in die huis, jou vaderskap en moederskap, jou vriendelike of jou vriendskap of jou familieskap, wat jy dit wil noem, is bepalend van die identiteit van God in jou. Ek soek nie die guns van my familie nie, ek soek die guns van God. Ek wil nie hard werk om in jou oor raak gesien te word vir 'n R10 verhoging nie. God gaan op jou hart sit om vir my 'n R1000 verhoging te gee. Ek soek nie die guns van die mens om my 'n promosie te gee nie. Ek gaan my alles gee vir die Here om hom te verheerlik in my werk, sodat hy sal weet wat ek nodig het vir daardie promosie. God sal altyd na die identiteit van homself binne jou kyk, sodat dit met jou kan goed gaan. En dan is die volgende wat gebeur. Ongeruime gevoelens, swaarmoedigheid, nie vergenoegd nie. Jy het van God ontvang, nie van die mense nie. Wat het jy van God ontvang? Kom ek vra jou die vraag wat hier sit vanmôre. Wat het elkeen van u van God ontvang? Ek voel ek moet hierdie sê vanmôre. God never made losers. You are only a loser because you live by the choices you made. Jy's alleenlik 'n verloorder deur die keuses wat jy maak en die woorde wat jy oor jouself spreek is wie jy gaan word. Ek gaan dit vir jou leer vanmôre. Kyk, die Here gee vir baie mense 'n roeping en 'n callings in werk. Dan kom die gevoelens en na die gevoelens, ek gaan nou maar 'n mikrofoon vat. Na die gevoelens sit ek my tools neer en ek stap weg, want daar is gevoelens en daar's negativiteit en daar's moedeloosheid en daar is nie ek is genoeg nie. Dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor Jesus. Ek voel ek wil 'n voorbeeld gee. Ek kan nie Dani en George met mekaar vergelyk nie. Dani is Dani. George is George. Hy het sy styl. Hy het sy styl. Jy kan nie my met hom Grobbie vergelyk nie. Hom Grobbie is 'n prediker wat die Here het hom 'n styl gegee en God praat met hom, God het my 'n styl gegee. Sy hare het 'n kuif, myne is plat. Hoor gou wat pastoor probeer sê vanmôre. Jy het van God ontvang. Elkeen gaan voor God vir sy eie doen en late verantwoording doen. Ek kan nie vir jou verantwoording doen nie.
En hierdie pastoor wil dit duidelik maak vanmôre. My werk is nie om die lewe vir jou te lewe nie. Ek gaan dit van hierdie platform af sê. Ek kry 'n WhatsApp. Werk met my kind. My opdrag was, bring die kind kerk toe dat ek met hom praat. Net daarna kry ek die lelikste WhatsApp. Jy wil nie eers nie, toe is die WhatsApp gedelete op. Maar gelukkig my foon delete nie. Het jy al gevra, hoe lyk my lewe tussen 3 in die môre as jy slaap tot 3 môreoggend terwyl jy slaap? Ek is nie die prediker van die kerk om die lewe vir jou te kom leef nie. Ek is hier om jou die lering te gee. Jy neem die besluit om dit te leef, ja of nee? Die pastoor kan nie net spring wanneer almal praat nie. Dit werk nie so nie. Ek het 'n vrou en kinders. Ek het 'n lewe. Ek is 90% van die tyd nie eens by die huis nie. Okay, pastoor, dan moet ons 'n ander prediker kry. Kry vir jou 'n ander prediker. Dis fyn met my, ons bou 'n kerk oorkant op die sirkel. Dis iets wat ek wil deel vanmôre. Elkeen het 'n bediening. Pappa en mamma, dis jou plig om jou kinders by Jesus te kry. Wat is dit met die kinders? Hierdie jong seuns wat hulle dood huil omdat die meisie hom gelos het. Amen. Wat moet ek nou doen? Sê vir jou kind, los die dingetjie uit. Hy moet fokus op skool. Amen. Die jong seuns van vandag wil almal selfmoord pleeg. Hulle val in 'n gat van depressie. Toe ek hulle ouderdom was, het ek ge-worry oor die rugbybal, hekkies, 100 meter, 200 meter, stoei. Ja, en natuurlik die skoolhoof se tafel nou en dan. Ek het ge-worry. Okay, ek moet eerlik wees, ek het nie baie ge-worry oor huiswerk nie. Ek herken, ek is 'n man. Kom aan, wie hou van leer op skool? Toe ek matriek is, toe sê ek moet seker nou maar iets doen. Die jong meisies, ek kan nie vir jou kind leef nie, leer jou kind. Wat soek 'n jong meisie in 'n verhouding en hy laat dood? Oor die ouetjie. Leer jou kinders. Ek wil vir julle almal in die oë kyk. Daar's baie ander visse in die see. Amen. Julle gaan nou nie lief wees vir my nie, maar ek bly lief vir julle. Daar's baie ander visse in die see. Hou op huil oor 'n vrou, man. Hou op huil oor 'n mannetjie. Ek moet dit sê. Daar's net nie meer rigting in ons kinders nie. Hierdie kerk wat vir my kwaad is, ek gaan reguit vir julle sê vanmôre, julle ouers, trek op julle sokkies. Leer jou kind om by God uit te kom. Dan sal hulle nie bang wees vir wie hulle is in Christus en Christus in hulle nie. Ek kan nie vir jou lewe nie. Jy moet self vir jou lewe. My werk is om hier die woord te bring en wat jy met dit gemaak is jou keuse. Wat doen jy in jou beroep? Wat doen jy in jou bediening? Neem jy verantwoordelikheid vir jou eie beroep? Neem jy verantwoordelikheid vir ander se beroep? Ek kan nie verantwoordelikheid vir jou neem nie. Ek kan nie. Dit gaan nou baie kras klink wat ek nou gaan sê, maar ek het dit al 'n paar keer in my lewe gedoen. Daar's mos in 'n besigheid werk dit so. Jy het iemand wat in beheer is van 'n divisie, jy het natuurlik jou CEO, jou direkteure, jou DGM's, dan kan ons afgaan tot by die een wat die vloer skoon maak. Okay. In die maatskappy waar ek gewerk het ek geleer ek is verantwoordelik vir al 300 wat onder my werk. Ek is verantwoordelik. So ek gaan geskel word vir een van die 300 wat 'n fout maak. So ek het vir my baas eendag gesê, ek was so jonk, ek was van die jongste, dit was bevoorreg gewees om so jong laat in so maatskappy, so ver gevorderd te gewees het. Sit ek eendag aan die tafel, toe sê ek, nooit in jou lewe gaan jy weer so met my praat.
vir die fout wat 'n ander gemaak het nie. Ek is nie 24/7 by hom om te sien wat hy by daai voertuig doen nie. Maar ek sê jou wat gaan ek doen? Tel die telefoon op. Ek sê vir daai man, kom ons trek sy papiere. Hoeveel waarskuwings? 2. Ek sê die 3de een hearing en dismiss, klaar gepraat. Ek gaan nie geskel word vir jou foute nie. Ek het mense geleer om te sê, moenie my verantwoordelik hou vir jou foute nie. Hou iemand verantwoordelik vir sy eie foute. Weet jy wat? Dis tyd dat jy verantwoording vat vir jouself en op oor die skuld van ander om jou gee. Dis tyd om verantwoording te vat. Jesus het gekom om ons te kom leer wat verantwoordelikheid is. Maar is te maklik in vandag se tyd om verantwoording aan te skuif. Elkeen is verantwoordelik vir sy eie beroep. Ongemaklike gevoelens moet uit. Kerk is nie 'n kombuis nie. Hierdie kerk is nie 'n besigheid nie. Hierdie is 'n huis van medegelowiges wat saamkom om die naam van die Here groot te maak in gees en waarheid. Ongeag of jy nou gevoelens teenoor iemand het. Jy is veronderstel om God te aanbid. Jy is veronderstel om God se aangesig te soek. Ek het 'n sê ding. 'n Mens bou op tot op 'n punt en dan ontplof jy. Gebeur dit met enigiemand van julle? En met my gebeur. Jy bou op en jy bou op tot jy ontplof. Weet jy wat is die slegste? Almal gaan jou onthou hoe jy ontplof het. Hulle gaan nie onthou wat jy al goed gedoen het. En ontplof jy, is jy verkeerd. Maar hulle dink nie aan die ladings wat hulle opbou met jou nie. Wat is dit? Kom aan. Is iemand in hierdie kerk vanmôre? En dan is dit Paulus sê in Kolossense 3:9, alles wat julle moet doodmaak onder julle. Hy praat van hoerery, onreinheid. Is jy rein van hart? Want alles kom terug na die hart toe. Hartstog, maak dit dood. Wat beteken hartstog? Weet julle wat hartstog beteken? Kom ek leer julle. Jou intensie. Wat is jou intensie teen wat jy sê en wat jy doen? Kyk, die Here het my 'n gawe gegee. As iemand met my praat, dan weet ek sommer waartoe die gesprek gaan. Dan wil ek hy gesprek kort knip, want ek weet, ons gaan vassit. Kom ons stap die gesprek. Want jy moet gaan dink hoe jy redeneer en hoe jy praat. Kom ons gaan terug na die woord van die Here toe. Ek wil iets vir die kerk leer vanmôre. Gebeur dit met julle? Miskien is ek foutief, dan moet die Here regtig in my hart werk, want dan is daar fout met my. Kyk gou wat gebeur. Hy sê, jou intensie, met ander woorde, jou vurige emosies, of jou sterk drang, wat beteken jou emosionele betrokkenheid, wat mense of nader trek, of wegdrywe. So hartstog beteken jou intense liefde of begeerte teenoor iets of iemand. Hartstog bevat 'n passie vir iets wat behels intieme liefde. Het jy 'n intieme liefde vir mense? En as ek sê intieme, praat ons van die agape liefde van Jesus Christus. En dan praat hy van die drange. Hoe lyk jou dryfsfeer? Is jy 'n positiewe lading of 'n negatiewe lading? Kan ek vanmôre vir die kerk sê, skuif negatiewe mense weg van jou af. Ek is op daai punt om te sê, I had enough, let them go, release the negativities. Kan ek hierdie gemeente vra, as jy slegte begeertes het? Paulus kom in Kolossense, hy sê, maak jou slegte begeertes dood. Wat is jou slegte begeertes? Verwyte, aan die verlede hamer, wat iemand gedoen het, wat iemand gesê het, of is dit om 'n vrug van bekering te dra, met 'n betekenis van Kolossense 3:8. Hy sê, lê af alle toorn. Wat beteken toornigheid? Wat is toornigheid? Kan iemand vir my sê wat beteken toornigheid? Grimmigheid, iemand wat grumpy is. Hulle lyk soos Hulk, ag, nie soos Hulkie, wat is daai ouetjie met die groen ore en daai groen ouetjie? So Shrek, so grumpy. Arme Fiona suffer in die huis. Grumpy. Omgekrap. Jou huis is negatief, want
Jou kinders is negatief, want jou vrou of man loop nie kerk nie. Hoekom? Wil jy 'n slukkie Coke hê? Vat gou 'n slukkie van jou Coke. Dit is lekker. Julle moenie van julle Coke vergeet nie, hoor. Die rede hoekom jou man en vrou nie kerk toe loop nie, want jy kla oor die kerk by die huis. Hier kom 'n seer een. Die rede hoekom kinders nie meer glo in kerk gaan 'n God en die pappa en mamma, want julle maak 'n verwoesting van julle huwelik in die huis. As dit is hoe Christene moet wees, wil ek nie een wees nie. Jy soek 'n aan vir God, maar jy kla oor die mense. Here, ek wil 'n prediker word. Hier staan iemand wat skuldig is vanmôre. Ek gaan dit reguit vir die kerk sê vanmôre. Ek gaan dit 'n laaste kans gee. Ek was op die punt om te bedank en klaar te maak. Hier sit my vrou en my kinders stikkend. Stikkende gesin. Stikkend. Vrouens dink hulle kan met my praat soos hulle wil op 'n foon. Ek is nie jou man nie, jy maak 'n helse fout met my. En as ek my stem teen jou verhef het, is gaan kyk wat het jy alles gedoen in die verlede. Ek is nie jou man nie. My eie vrou praat nie met my so nie. My eie dogters praat nie met my so nie. Hoe maak dit 'n gemeente se vrou, 'n ander man se vrou so met my te praat? Ek is nie 'n hond nie, ek is niemand se kind nie. Ek is 43 jaar oud. Ek dink ek kan jou 'n paar lesse leer in die lewe, ek het al deur baie gegaan. Van hierdie oomblik af, as 'n vrou vir my wil skryf vir my vrou, jy praat met my vrou gaan met jou die pad stap. Is dit reg met die gemeente? Ek gaan reguit praat vanmôre, I'm done, it's over, it's out. Geen vrou WhatsApp my verder in my kerk nie. Jy WhatsApp my vrou en jy praat met my vrou as jy wil praat. Want as die pastoor kwaad word, is die pastoor die verkeerde een. Ek is 'n mens wat net soveel kan vat. Ek leer jou, ek praat met jou, maar jy luister nie. So as jy vir my skryf en ek antwoord jou nie, ek het dit vanoggend in die kerk gesê, moenie vir my sê dan gaan ek 'n ander kerk soek nie. Jy is welkom, gemaak die spiere van 'n ander pastoor moeg. Hy gaan dieselfde met jou doen. Ek dink nie, ekskuus Dria, pappa wil nie op die blok sit nie. Sy het al vir my gesê, Daddy, jy moet vir my foon gee, ek in die gemeente sê, hoe voel dit? It's done now. It's klaar. As jy sê, jy's 'n kind van die Here, begin optree soos een. Hou op chunk oor alles. Hou op huil oor alles. Staan op en dien iets aan dit. Doen iets aan dit. Daar sit Tannie Elise agter, ek het al geweldig gesê, wil die kerkraad sien, ek dink is tyd om te gaan, my tyd in jou maat is klaar. En die Here tik my oor my vingers hierdie week. En ek en my vrou het gisterand 'n gesprek gehad. Ons gaan doen wat ons gedoen het toe ons by die kerk gekom het. Ons gaan ons alles in hierdie kerk insit as man en vrou. Saam as man en vrou. Maar hierdie kerk gaan dit buig onder reëls en regulasies. Daar's 'n verskil om raad by my te soek en vir my te skryf en met my te praat. Moenie my uitlok nie. Moenie met my praat asof ek 'n kind is nie. Moenie my vra vir hulp. En nou skryf jy iets op die boodskap wat nie eens waar is nie. Dis klaar. Papa en mamma, jy dra verantwoordelikheid vir jou eie kinders. Ek doen nie. My werk is om Sondag kerk toe te kom, jou lering te gee. Wat wys die Here?
Ek sê wissel deur wie die Gees van God moet werk, net so wil hy deur jou werk. Jy moet die wissel wees om te sê, Here, ek is bereid om my alles vir U te gee. Ek en Wilmarie sal kursusse aanbied, en ons gaan kursusse aanbied. Ons gaan aanbied, en Dani, ek vra en ek sê vir jou, jy gaan deel wees. Kyk gou vir my, Frans, jy gaan deel wees. Karel, jy gaan deel wees. Kom Lewies, jy gaan deel wees. Jy gaan deel wees, jy gaan deel wees, jy gaan deel wees. Die manne in hierdie kerk, jy moet deel wees, jy moet deel wees van hierdie kerk om te groei vir die Here. Ek kom doen 'n beroep vanmôre. Manne, en ek vra dit in liefde, kry julle vrouens onder beheer. Dis nie die pastoor se werk om jou vrou onder beheer te kry nie. So van vandag af, skryf nie vir my nie, jy skryf vir my vrou. Ek sal die herder wees wat saam met my vrou sal sit en jou bedien. Ek sal my herderlike pligte nakom as 'n herder. Ek sal jou lering gee en ek sal met jou praat. En ek sal dit pad saam met jou en jou gesin stap. Maar as 'n vrou haar nie kan gedra nie, moenie vir my skryf nie. Jy soek die amp, maar jy kla oor alles. Die Here het nooit gesê dit gaan maklik wees. Ek wil dit vir almal sê in die kerk vanmôre. As jy sê dit is maklik, ek wil vir jou sê jy lieg. Niks is maklik nie. Dis moeilik. As ek in 'n skuilplek van die Allerhoogste sit, sal ek vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bewerkvesting, my God op wie ek vertrou. Nie mense nie. Die Here sê, ek het jou gegee wat jy gevra het. Wat doen jy met dit? Hy het gesê, daar's 'n stryd wat jy moet stry, maar na elke stryd is 'n deurbraak. Psalm 91 sê, hy sal jou red uit die net van die voëlvanger van die verderflike pes. Hy sal my net sy vlerke dek, so onder sy vleuels sal ek skuil. Sy trou is 'n skild en panser vir my. Jou winde is te sterk vir jou. Hou op skrik vir die vuurpyle van die nag of die dag. Maak Jesus jou toevlug. Maak die Allerhoogste jou beskutting. Wees vriendelik. Let bygones be bygones. As jy vaskyk op die tekortkominge van jou prediker of ander mense, gaan jy die battle verloor. Liefde is gratis, dis 'n opdrag. Jy moet die Here jou God met alles in jou lief hê. En as jy God lief het, leef die vrug van die lewe. As jy wil vorentoe gaan in lewe, moet jy jouself beklee met die volgende. Beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. Kolossense 3 vers 14. Daar is nog iets wat jy moet doen as kind van God. Vers 15 sê, laat die vrede van God waartoe julle ook in een liggaam geroep is in julle harte heers en wees dankbaar. Sê bietjie dankbaar. Sê vir iemand wat iets doen, sê net vir iemand dankie. Toon 'n dankbare hart, tel op en trap nie. Wees soos Jesus. Nie die kerk en werk in die wêreldstelsel nie. Jy hoef nie soos die kerk te operate in die kerk, werk in die wêreld nie. As iemand by die kerk kan kom, wees 'n bietjie dankbaar en vriendelik man. Ek sê altyd, weet jy wat in my lewe aangaan vanoggendure terwyl jy slaap? Weet jy hoe sit ek by mense wat besig is om te sterwe tot 3 uur in die môre? 3 uur in die môre. Wys my baie predikers wat dit sal doen. Wees dankbaar. Wees bly. Wees lief vir mekaar. Hanteer mekaar beter as jouself. Moenie iemand aanval nie. Leer mekaar ken en sing saam lofsange, psalms en geestelike liedere. Sing saam in julle harte met dankbaarheid teenoor God. Wat jy doen, doen in woord en in daad. Praat nie net nie, maar doen. Wees my familie.
In Matteus 12 kom die disippels en hulle sê vir die Here, of mense sê, kom hier so, jou moeder en jou broers en susters is hier buite. Die Here sê vir hulle, luister gou julle hier, kom hier. Wie is my broers en my susters? Wie is my broers en susters? As jy sê jy's in die kerk, daai is niks van my nie. Hou op lieg. Hulle dalk tekortkominge, net soos wat jy tekortkominge het. Hulle bly jou medebroer en suster in Christus. Hulle dien dieselfde Here. Hulle het 'n stryd soos jy, dalk 'n anderste dieper stryd, maar hulle dien die Here. Dit bly jou broer en suster in Jesus Christus. Dien die Here met alles wat in jou is. Die Here sê, die wat die wil van my Vader doen, hulle is my broeder en my broers. Staan so geskryf in Matteus 12. Ek wil afsluit, gee my 10 minute. Kolossense 4 vers 1 sê, betoon reg en billikheid aan julle werkers. Sê bietjie reg. Sê billikheid aan julle werkers, aan die kerk, aan julle werk, aan julle skoolkinders, aan julle billikheid teenoor julle eie gesin. Nou sluit ek af. Jou reaksie, jou aksies wat opgebou het, later van tyd, jou woorde wat jy gespreek het, lok rissies. Jou aksie bring reaksie. Kan ek 'n beroep op die kerk doen vanmôre? Moenie vir my jou huwelik se wasgoed verder op my WhatsApp stuur nie. Jy maak my stink negatief. Ek het jou lering gegee. Ek het jou gesê, ek kan nie jou huwelik vir jou red nie. Die vloekwoorde wat mense na my WhatsApp toe stuur, kan ek waar's my foon? Ek dink ek moet hierdie WhatsApps op die kerk se bord gooi. Ja. Baie versigtig wees van vandag af wat hierdie kerk gaan doen, want dit sal bord toe gaan. Laat die wêreld sien jou klere wat jy mee loop. Die man vloek die rook uit die vrou uit. Jy volg dit vir my. Die vrou vloek die man. Dis afpers. Dit gaan al vir 3 jaar so. Dis klaar. Jy en jou man stuur nie verby daai boodskappe nie. Dis baie eenvoudig. Of, hier's die reël. En die reël, kan ek iemand se Bybel kry in my elektroniese Bybel, kan ek jou Bybel leen, Adel? Dis baie eenvoudig. Ek kan jou net gee wat hier binne staan. Ek kan dit nie vir jou leef nie. Nou as ek sê vloek, dan praat ek van onder iemand se kledingstukke so lelik. Ek kry trane hier binne. Jy het 'n keuse vanmôre. Ek is bereid om saam elke huwelike pad te stap. Hier's die goue reël. Is jy bereid om hierdie boek toe te pas? Nou ek is saam met huwelike, saam manne en vroue wat my absoluut nie pla nie. Ek wil dit hier sê vanmôre, glad nie, dit pla my nie. Dis my roeping en ek het gesê, gaan saam met jou pas op ek doen. Elke huwelik het 'n werk, almal het 'n werk, dit is so. Ek praat van hierdie konstante, daaglikse WhatsApp van hoe jou man jou vloek. En hy wil nie na my luister nie. Die ou wil nie bekeer nie. Wat moet ek vir jou doen? Jy vloek jou man so. Dan sê jy agterna vir my, kyk wat doen my man, maar wat het jy gedoen? Want hy stuur vir my die woorde wat jy sê, en jy stuur die woorde wat hy sê, en albei lieg teen mekaar. Ek praat van daardie tipe WhatsApps. Daardie tipe WhatsApps wat ons wil gaan en almal reg voeter in die dorp. Maar jy soek 'n amp by God. Hoe leef jy jou wêrelds of jou wêreldstyl of jou geestelike styl? Wat leef jy uit? Ek het 'n vraag vanmôre. God is 'n God van orde. Hoor julle wat ek vanmôre in die kerk sê? God is 'n God van orde. Hy's 'n wettiese God. En as ek sê wetties, dan verwys ek na ja is ja,
Nee, is nie. Hy gaan sy eie reëls en regulasie en wet nie ruil om by jou te pas nie. Hy gaan nie dit doen nie. God gaan nie. Of jy kom in lyn, of jy het moeilikheid. Daar is nie 'n prediker in hierdie wêreld wat die lewe vir jou kan leef nie. Jong meisie, as hy oukie jou los, sê vir hom, Tata Hassie. As hy meisie jou los, dan sê hy, jy lyk vir my so baie, dankie Tata Hassie. Ons is nooit goed genoeg nie. Hoeveel raad wil jy hê? 'n C-span speler wil so goed wees soos die A-span speler. Die A-span speler voel hy's nog nie die beste nie. Hy wil nog beter in wedstryde en hy wil nie verloor nie. Jy weet ons is gedurig in kompetering teen mekaar. Hoe voel jy dink en wat jy sê het 'n invloed in jou lewe? Oorkom jou negatiewe woorde. Oorkom jou negatiewe woorde van ander. As jy weet wie jy in Jesus is, gaan ander se seer woorde nie sny in jou nie. Goed genoeg het 'n invloed op jou selfbeeld. Hoor wat pastoor sê. As jy nie goed genoeg voel nie, voel jou selfbeeld nie goed genoeg nie. Hoe lyk jou selfbeeld? Hoeveel mense voel minderwaardig in hierdie kerk vanmôre? 'n wortel van minderwaardigheid slaan jou geloof, want jy glo hoe ander jou hanteer. Jou wonder is ek genoeg vir God, dis nie meer 'n vraag, maar 'n vrees. Tussen jou en jou swakheid en minderwaardigheid staan 'n kruis. Jesus het hom vir jou oorkom. Tussen jou en jou nie goed genoeg is 'n kruis. Jesus het jou kom versterk. Al wat jy moet doen is los en release elke negatiewe gevoel teenoor iemand. Is dit so moeilik? Is dit so maklik vir jou om in die binnekamer te gaan bid en sê, Here vergewe my, maar is vir jou te moeilik om te release teenoor 'n ander? Jy sê, Here, ek vergewe my, maar jy kan nie release wat ander aan jou gedoen het nie. Hoe lief is jy vir jou vrou? Kan ek vir die manne 'n vraag vra vanmôre? Kan al die manne in die kerk vir my staan asseblief? Almal. Sommer net almal. Seuns, staan op as jy 'n meisie het. Sy's nog nie jou vrou nie. Ek kyk vir jou. Jy het nog geen seggenskap oor haar in elk geval. Dis van reg so sê. Wat 'n man, nee. Kan ek elke man in die oë kyk? Hoe lief is ek praat nie nou met die seentjies met hulle meisies nie, maar kyk, as jy lief vir haar. Hoe lief is jy vir jou vrou? Hoe lief is jy vir jou vrou? Kom aan. Hoe lief is julle vir julle vrouens? Manne, is julle lief? Het jy 'n meisie? Los die dingetjie, konsentreer op skool. Hoe lief is jy vir jou vrou? Is jy lief vir jou? Ek is bly om jou hier te sien, Boeta, hoor. Mag die Here jou seën en geluk met daai verloving. Ek is trots op jou. Hoe lief is jy vir jou vrou? Kom aan, hoe lief is jy vir jou vrou? Enige iemand? Wil iemand vir my sê hoe lief het jy jou vrou? Hy het hierdie week 'n boodskap gegee. Julle het na daai boodskap geluister van jou familie, jou gesin. Dit is in my preek. Kan kyk daarso. Die tweede laaste bladsy. Dani het die week gesê hoe lief jy jou familie moet hê. God sê, wie is jou familie? Is die wat die wil van God wil doen. Manne, wanneer jou vrou stikkend is, hoe lank is jy bereid om nog hierdie pad te stap om te verwoes? Of is jy bereid van hierdie uur af om 'n verandering in jou huwelik te bring? Is jy regtig lief vir daai vrou om haar bietjie op haar hande te drop, jou hande te, is jy bereid om haar hier te sit? Is jy bereid om haar te uplift? Pastor, maar jy ken nie my vrou, jy weet nie hoe sy met my praat nie. Monkey see, monkey do. Sy's nooit gemaak om te lei nie. Sy gaan lei wat jy gelei het. Sit manne. Kan al die vrouens in die kerk by staan? Julle wat kereltjies het, staan op. Maar nie waar nie, hulle besit, jy besit hom nog nie.
Eintlik is hulle nog vry. Julle is nog vry. Hierdie seuns gaan nie vir die pastoor lief wees nie. Jy sê lief vir my, pastoor moet reguit praat, nee. Sy sê eendag jou vrou as jy met haar trou voor die kansel, dan kan jy vir haar sê wat om te doen en wat nie. Stefan mag nog niks sê nie, hy het nog 30 dae om te wag. Ek is baie lief vir daai seun. Dames, to be treated as a queen, ek het dit vir julle voorheen gesê. Treat him like a king. Vir elke vrou wat hier staan, ek is jammer hoe die mans met julle gemaak het in die verlede. Ek is jammer. Maar dan kom nou 'n dag soos hierdie, wat ons moet gaan sê. Ek en jy het 60 jaar terug 'n belofte afgelê voor hierdie kansel. Spreuke sê die Heilige Gees was daar teenwoordig. En hy gaan getuig van my beloftes wat ek gemaak het. Het julle julle coke by julle? Dames, vat 'n slukkie coke saam met my. Al die dames. Daai boyfriend het tog nie 'n sê oor jou nie. Hy het tog eers met die pastoor kom praat nie. Vat 'n slukkie van jou coke, dames. Elke keer wat jy gaan drink, gaan jy agterkom. Na wat is ek dors? Soek ek die liefde van my man? Of laat ek Satan toe om in my huis te heers? Wanneer veg jy vir jou man? Never stop fighting. In jou hele lewensbestaan hou jy nie op veg vir jou man nie. In jou binnekamer veg jy vir hom. Jy veg vir jou man. Jy gee jou alles. Ek wil nooit weer by hierdie kerk hoor. Ek gaan jou skei nie. Weet jy wat breek? Weet jy wat breek? Ek is jammer vir wat jy deurgaan, maar jy breek God se orde. Vir elke vrou, vat vir my jou regtervoet. En hier is vrouens wat dit klaar doen, en ek is trots op hulle. Hulle moet bietjie hulle manne die vasvat. Vat bietjie jou regtervoet, dan maak jy so. Dan sê I draw the line. Ek trek 'n lyn. Sê Satan, jy gaan nie my man verwoes nie. Jy gaan nie my huwelik verwoes nie. Jy gaan nie my kinders verwoes nie. I choose this life. I will live this life. Ek het hierdie lewe gekies. Ek gaan hierdie lewe lei vir God. Ongeag wat is, hoe gaan ek jou hanteer? Al maak iemand jou seer, weet julle wat? Ek het my vrou al so seer gemaak. Weet julle wat het my verander en tot ware inkeer en bekering gebring is? Hoe sy my toe hanteer. Toe besef ek, wat het God iets niets in haar gesit, wat my moes kon verander. Ek julle kan sit. Dis die langste preek seker nog in die geskiedenis by jou maal. Tussen jou en swakheid en minderwaardigheid en staan 'n kruis. Jesus het dit vir jou gedoen. Ek wil afsluit Johannes 15, dan gaan ek regtig waar, nou is dit klaar, 10 minute. Groter liefde het niemand as dit nie. Dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Jesus het sy lewe vir sy vriende gegee. Is jy 'n vriend van Jesus? Is jy? I am a friend of God. En as jy, julle is my vriende, as julle alles doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer diensknegte, omdat die diensknegt nie weet wat sy Heer doen nie, maar ek het julle vriende genoem, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies, en julle aangestel om vrug te dra, dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my naam mag vra, hy dit vir julle kan gee. Dit gebied ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. Psalm 8:5 sê, wat is die mens dat u aan hom dink, en die mensekind dat u hom besoek? Jy is genoeg vir God. Jou innerlike wese bepaal jou vergenoegdheid, nie wat jy besit en het nie. Jy is waardevol en uniek geskep deur God. Omhels jou eie waarde, vermy vergelykings met ander. Jy word regverdig verklaar in Jesus Christus. Dit beteken God juig oor jou, selfs met jou tekortkominge. Omring jou met positiewe mense en vergelyk jou glad nie met ander nie. Vir God is ek meer as genoeg. Jy soek van vandag af in jou maatie, nie my guns of mense se guns nie. Jy soek in jou huis vandag die guns
guns van God. God sal die guns by jou vrou weer gee, meneer. Mevrou, God sal weer jou guns by jou man gee. Nie by 'n ander man en vrou nie, by jou kinders, nie by ander se kinders nie. Kan ek julle vra vir 'n oomblik? Hierdie is wat ek op my hart gekry het. Nou gaan ek regtig afsluit. Julle het 'n kook gekry vanoggend. Ek het hom so koud moontlik probeer hou, maar ek sien die temperatuur is klaar weer warm. Hierdie kook het elkeen gratis gekry. Is ek reg? Het jy betaal vir hom by die kerk? Dis hoe lief ek hierdie hele kerk het. Ek kon dalk nou nie die hele 340 mil nou vir jou gekoop het nie, maar ek kon hierdie R6 koeldrankie koop om vir jou te sê, ek het julle elkeen lief wat hier sit. Ek het regtig, ek en my vrou, ons het julle lief. Met soveel binne my. Ek het jou nie gevra vir 'n rand vir hierdie kook nie. Jy sien, toe ek na Jesus toe gaan, hy het my so lief. Hy het my nie 'n rand gevra om my sonde weg te was nie. Dit was gratis. Vergifnis. Jy het hierdie kook verniet gekry, het jy vir hom betaal? Jesus gee jou in jou binnekamer gratis vergifnis. As jy opreg bely. As jy iets teen iemand het vanoggend, staan uit jou bank uit op en gaan maak reg, voor ons hierdie deure gaan toemaak. Staan op en gaan maak reg met iemand.